Goeiedag, 25 Junie en ons gaan so 'n paar refugee vrae en antwoorde doen. Eerste vraag, sal dit beter wees vir my en my verloofde om nou eers te trou voor ons die res van die program klaarmaak, of moet ons maar in Amerika trou, gaan ons ophou en so aan? Nee, nie noodwendig, jy kan trou, as jy wil. Onthou as jy trou, jy gaan nou nuwe dokumente kry, maak dit seker onmiddellik, dis unabridged marriage certificate en so aan, en jy het al die papiere wat cover hoekom jou vrou se naam verander het. So, dit gaan nie 'n probleem wees nie. So as jy wil trou in Suid-Afrika voor jy kom, doen dit. Kan ek 'n container bring met al my meubels? Jy kan enige iets bring. Jy kan jou kar ook bring as jy wil. Jy gaan nie import tax betaal. Onthou die program gaan nie jou container met meubels cover nie, jy gaan dit self betaal. Niks keer jou nie. Obviously gaan jy eers hier moet wees om te sien hoe groot die akkommodasie wat jy is, om te sien waar jy alles kan insit. Maar nee, niks keer jou nie, jy kan enige iets Amerika toe bring. Goed soos karre en goed gaan jy import moet betaal, en dan ook omdat dit verkeerde kant van die pad bestuur of regterhand stuur is, kan 'n probleem wees. So, jy moet mooi dink as jy wil karre bring. Iemand sê, please help. Ander mense het na ons aansoek gedoen en hulle is in Amerika. Kan iemand ons asseblief help? Ongelukkig kan niemand jou help nie. Niemand op YouTube, op Facebook of whatever van hierdie programme. Niemand. Die enigste mense wat jou kan help is die ambassade. Is USCIS. Hulle is die enigste mense. En ons wat berigte maak hieroor, jy weet, mense advies gee, mense raad gee en al die tipe van dinge. Nie een van ons het 'n direkte lyn met daai USCIS amptenare om vir hulle te sê, sit asseblief vir Joe voor in jou lyn, of Joe sit vas, kan jy hom help? Ons het nie daai toegang nie. Niemand het nie. Ongelukkig. As ek 'n Uber moet gebruik vir my interviews by USCIS, want op 'n vorige brug het ek gesê, met jou selfoon en elektroniese goed, alles in die kar los. Nou, ek kry 'n Uber, wat maak ek met my selfoon? Jy hoef nie te worry nie. Daar is plekke, as jy daar kom, daar is lockboxes wat hulle jou goed gaan insit. Nou, hulle het nie baie lockboxes nie, dis hoekom vir die meeste mense wat daar kom met hulle eie karre, vra dat hulle die goed in hulle eie karre los. Maar die wat nie 'n toegang soos dit het, die wat daar aankom met 'n bus of 'n Uber of whatever, daar is 'n lockbox waar jy goed ingesluit sal wees. Is dit oukei om maar eerder my bestuurslisensie te laat verval, dat ek nou nie moet geld spandeer daar, want ek moet anywhere nie weer in Amerika kry? Nou, jy kan dit doen, geen probleem. Ek sou aanraai nie. As jy hier aankom sonder 'n bestuurslisensie, hang wat se staat jy is. Meeste state, maar ook ander staat, beteken jy gaan deur die hele program moet gaan, wat jy anyway moet doen met 'n bestuurslisensie. Maar, nou gaan doen jy jou permit. Jy kan nie daai kar alleen ry nie, jy het gaan iemand nodig hê om langs jou te sit wat 'n lisensie het, om my kar te ry, om ure te bou. Sekere plekke gaan jou laat na bestuurskool toe laat gaan, en so jy gaan hulle moet betaal, en jy gaan iemand moet betaal om jou te vat soontoe. As jy 'n bestuurslisensie het wat geldig is, 'n Suid-Afrikaanse, en as jy aankom, ry jy jouself, as jy 'n kar vir jou gekoop het of whatever, kar hier, ry jy jouself na die DMV toe, gaan doen jou permit, kry jou permit. Jy het nog steeds 'n geldige bestuurslisensie, Suid-Afrikaner. Jy ry jouself weer terug soontoe, gaan doen jou bestuurstoets. As jy dit het, moet iemand dit vir jou doen. Want jy kan dit nie alleen doen nie. Dis die groot verskil. Ek is geboek vir medies, maar het nog eens my interview gehad nie. Is dit normaal? Enige iets is normaal. As jy jou boek vir medies gaan, jy gaan nie noodwendig 'n interview doen voor medies, of noodwendig 'n interview doen na medies nie. Dat kan enige volgorde wees. Jy volg nie die program. Sal ek vir jou sê, hierso, gaan doen hierdie volgende, en dan gaan doen jy dit. So, moenie oor dit worry nie. Dit beteken nie as 'n fout met jou program nie. Kan 'n huisgesin in verskillende state geplaas word? Ja en nee. Nee, as die pa, ma, boetie en sussie is, die kinders is underage, pa en ma, en jy kom op die een application, een huisgesin, nee, dan bly hulle by mekaar. Pa en ma en adult kinders, wat op hulle eie moes aansoek doen, en julle is nou gelink met mekaar, ja, baie beslis, kan jy opgesplit word. Maar so, verstaan daai term, as jy op een aansoekie aankom, die kinders is underage, dan gaan hulle jou nie opsplit in verskillende state nie. Maar as julle gelink is met mekaar, dan is die kans ook daar wel kanse dat hulle jou kan opsplit.
Ek hoor dat daar nou baie mense afgekeer word. Nou, ek weet nie waar jy dit gehoor het nie. Moenie julle ore uitleen op social media nie. Daar is nog steeds baie social media goed wat aan die gang is, wat die mense probeer bang maak. Lag af. Dra kinders skoolklere in Amerika? Amper nooit. Privaat skole, ja. Ook nie al die privaat skole nie. Party privaat skole het 'n uniform. Party public skole het ook 'n uniform, maar dit is so min. Jy weet, jy moet ver ry om te sien, hier dra kinders skoolklere. Die res van die hele land is service. Selfs in baie privaat skole is dit ook service. Waar vind ek uit om my CV na 'n resume te verander? In Amerika, hulle ken jy die woord CV nie, hulle doen resumes. Want dis maklik. Vat jou CV informasie, sit dit in ChatGPT en sê translate this to English and convert it to an American resume. En dan skop hy dit vir jou uit. Ek sien jy praat van julle betaal $3 'n gallon vir fuel. So as jy 'n gallons fuel het, is julle ander measurements ook in feet and inches. Ja, feet and inches, miles, yards, jy moet dit begin gewoond raak. Temperatuur is in Fahrenheit, nie in Celsius nie. So ons het nie 'n metric system hierso nie. So jy moet maar die ander system begin gewoond raak. Maar jy tel dit vinnig op. Jy raak dit vinnig gewoond. Iets ekstra wat jy maar moet byleer. Dis dan ons questions and answers vir vandag. Sien julle later. Geniet die res van die dag. Cheers.